van weleer, God van wordende geslagte, tot in ewigheid die Heer. Sion sing die God der Heer, prys sy grootheid, loof die Heer. Prys sy grootheid, loof die Heer.
Goeiemôre aan almal hier teenwoordig. Ons is almal bly om vanoggend weer hier te wees op 'n lekker lenteoggend. Dit is asof alles groener lyk daar buite vanoggend. My naam is Gawie Jooste. Vir die wat my nie ken nie, ek is ouderling aan diens. Die twee wat my bystaan, die diakens aan diens, Andrew Swanepoel en Pieter de Wet. Julle behoort hulle daar buite te gekry het. Ja, welkom. En ook aan al ons besoekers. Daar moet beslis ekstra besoekers wees vanoggend, want ons weet daar's 'n doop vanoggend. Dan is daar gewoonlik familie en vriende en so. Ons sê vir hulle welkom. Ook welkom aan almal wat ingeskakel is aanlyn. En ook aan ons nuwe lidmate, indien daar enige sou wees hier vanoggend. Ons vra die datakamer soos ons gebruik maar is om vir ons afkondigingsvideo te wys. Daarna sal ek vir ons 'n gebed doen. Dankie. Goeiedag, welkom by Wappetrand se gemeente nuus. Daar is vandag 2 eredienste om 8:30 en 10:00. Beide word gelei deur Dr. Piet Vermeulen. Die doop word tydens die 8:30 erediens aan 'n verbondsskenkie bedien. Die liefdegawe word 50-50 verdeel tussen barmhartigheid en emeritaatsversorging. Daar is geen jeugkleinggroepe nie. Die kleingroepleiers kom wel byeen om 9:30. Marcel bied kleingroepleier toerusting aan vir nuwe en bestaande kleingroepleiers Sondag 15 September 15:30 by die kerksaal. Let asseblief dat daar op 22 sowel as 29 September slegs 1 erediens om 8:30 is. Die kwartkrant is via die gemeente se webblad beskikbaar. Ai, ek geniet dit tog so om die kwartkrant te lees. Dit is so interessante goed wat gebeur het in die gemeente in die laaste paar maande. Sjoe, ek kyk net hierdie oulike ding, ouers met tieners wat kuier saam met Marcel in Oktober, beslis iets om voor te bespreek. En die kleuterkerk en attestasie, my wêreld tot oor die matriekviering en die finansies. Ai, dis dan maar lekker om al hierdie goedjies te sien. Klompie advertensies. Liefie, die gemeente bied Josja na die reën aan. Vrydag 25 Oktober 18:30. En ons kan kaartjies koop. Die kaartjies is elke Sondag in die kerk beskikbaar, in die saal. En ek sien hulle het worsbroodjies en curry en rys ook. Ek is seker, hulle gaan 'n paar skenkings nodig hê. Miskien kan 'n mens broodjies of wors of rys of maalvleis skenk. En ek is seker, 'n mens kan 'n kontantskenking ook maak. As almal iets bydra, is dit sommer maklik en lekker. Ek gaan nou vir Helena by die kerkkantoor skakel. Baie dankie vir jou tyd. Tot volgende keer. Dit bly maar 'n gegewe dat hier is altyd iets aan die gang in hierdie gemeente. Ons hou julle besig. Ja, gaan kyk gerus die maandkrant. Dis nie meer op harde kopie beskikbaar nie. Dis deesdae net op die webblad. Ons kan natuurlik sien met Google Analytics wie kyk dit en wie nie, of wat se getalle. En dit is nie altyd so baie nie van die lidmate nie. Maar goed, gaan kyk gerus. Goed, kom ek doen vir ons 'n gebed. Ons Here en ons God, ons almagtige Vader, ons roep U aan in ons gebed uit dankbaarheid, dat ons weer so byeen kan kom hier as gemeente, saam in U naam, waar ons so U kan loof en prys, U kan aanbid, so uit U woord kan leer, maar ook so vir mekaar kan omgee en uitreik na mekaar. Daarvoor is ons dankbaar dat U ons almal so lei met U Gees, om nog die gemeentebyeenkomste soos hierdie te kom bywoon. Help ons ook so om dit wat ons hier gaan ervaar en leer ook so uit te dra in ons lewe in die week. Sodat ons ook so stadsbouers sal wees. Dus ons sê ook dankie vir hulle wat U vir ons geroep het, wat vir ons die eredienste lei, vir ons die woord bring, voorbereiding doen. Daarom kan ons ook so vanoggend vir Domie Piet aan die opdra, dat hy ook so hom sal help. Sien ook ons gemeenteaktiwiteite. Ons vra die ding uit genade alleen om Christus ontwil. Amen.
Dankie Piet. Dankie Gawie, goeiemôre aan almal. 'n Voorreg en 'n lekkerte om hier by mekaar te kan wees. En besonder ook die familie dan van Rian en Landry Piet wat gaan doop vir klein Zenay. Daar is navraag in die gemeente oor waarvoor gaan Josia na die reën. Dit gaan vir ons jeug. Dit gaan uit en uit vir ons jeugbediening, as jy gewonder het waarvoor dit gaan. Let wel, daar is geen jeugkleingroepe nou na die erediens nie, maar al die jeugkleingroep leiers, julle is daar, Marcel kry vir julle 9:30, wat daar toerusting gaan plaasvind, en dan het ons die besonderse geleentheid om vir die doop van die Here aan Zenay te kan bedien. Kom ons gaan ons afhanklikheid van die Here verklaar met die sing van ons geloofsbelijdenis, enigste Here, enkele wese. Geliefde gemeente, mag daar vir julle genade en vrede wees, deur kennis van God en Jesus Christus ons Here. Amen. Kom ons loof en prys die Here. Dankie julle.
Daar sê ons tema vir oggend. Julle kan maar gaan sit, dit gaan 'n rukkie neem. Baie dankie aan julle. Nie oor julle loop nie, maar oor die goeie begeleiding. Daar het jy die tema, loof die Here midde in jou nood. Nou wil ek graag hê, kom ons praat gou 'n paar sekondes met mekaar oor, hoe tree jy op, ons volgende skyfie, binne in swaar kry? Hoe tree jy op binne swaar kry? As jy swaar gaan met jou, as dit met jou moeilik gaan, wat is jou handelswyse? Praat jy daaroor, praat jy nie daaroor nie? Wil jy mense sien, wil jy nie mense sien nie? Kom ons praat gou 'n bietjie met mekaar daaroor. Jy mag maar praat. Daar sê, nood, swaar kry, trauma is nie vreemd in die tyd waarin ons leef. En daar is soveel mense met soveel stikkend, met soveel seer, met soveel pyn, met soveel swaar kry in hulle lewens. Daarom kom ons sit net so en buig ons vooroor en ons bid dat die Here ons sal lei in hierdie verband. Trou Hemelse Vader, Here, ons wêreld, ons mense bloei aan die wonde, die stikkendheid van sonde, van swaar kry, van beproewinge. Here, en ons bid dat U deur die skriflesing, deur die prediking, vir ons iets sal leer oor hoe om binne hierdie stikkende omstandighede op te tree. Want ons bely, self weet ons nie altyd nie. Here, en U is ons leidsman, U wys vir ons die pad. Daarom gids en lei ons ook hierin. Amen. Sommige tye weet 'n mens wat die oorsaak van jou pyn en jou ellende is. Dit is so, baie van die swaar kry in die lewe wat ons beleef is dinge wat ons self veroorsaak. Ek meen, as jy mooi gaan sit en terugdink, sê jy weet ek het hierdie ellende oor myself gebring. En dan moet jy nie begin vra nou, maar wat nou, weet hoekom gebeur dit nou met my nie? Want jy weet hoekom gebeur het. As gevolg van dom besluite, dom dinge wat jy gedoen het of gesê het. Maar baie keer in die lewe is dit so, dat daar swaar kry en ellende jou tref, en jy weet nie hoekom nie. Jy verstaan nie die waarom nie. En dit laat gedagtes deur jou kop maal met vrae soos, waarom vra, hoekom vra, wat is die oorsaak hiervan? En wat het hierdie swaar kry in my lewe veroorsaak? Wat is die doel hiervan? En hoekom sou dit gebeur met my? Wat moet ek hieruit leer? Wat wil die Here hê, moet ek verander om die saak reg te stel? Kom ons lees saam uit die boek Job hoofstuk 1. In die land was daar 'n man met die naam Job. Hy was vroom en opreg, het God gedien en die kwaad vermy. Hy het 7 seuns en 3 dogters gehad. En hy was ook die eienaar van 7000 stuks kleinvee. Nou probeer vir die prentjie kry van hierdie man se rykdom. 3000 kamele, 500 paardtrekosse, 500 donkies en baie slawe. Onder die mense in die ooste was hy die belangrikste man. Sy seuns het om die beurt partytjies gehou in mekaar se huise. By sulke geleenthede het hulle dan hulle 3 susters genooi om saam met hulle fees te vier.
Na so 'n reeks partytjies het Job dan sy seuns en dogters beveel om hulle vir die bring van offers te reinig. En vroeg die môre het hy vir hulle almal 'n brandoffer gebring, want, het Job gesê, miskien het my kinders gesondig en God in hulle gedagtes gevloek. So het Job elke keer gedoen. Kry vir 'n prentjie van Job. Hierdie man wat absoluut saam met die Here leef. En dan kyk ons na 'n totale ander toneel. Op 'n dag het die hemelwesens voor die Here kom staan en die Satan was ook onder hulle. Toe vra die Here vir hom, waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die Here, ek het die wêreld deurkruis. Toe vra die Here vir Satan, en my dienaar Job, het jy hom raak gesien? Sy gelyke kry jy nie op die aarde nie. Hy is vroom en opreg, hy dien my en vermy die kwaad. Toe antwoord die Satan die Here, dis nie sonder rede dat Job u dien nie. U beskerm hom dan, en sy huis en al sy goed, u maak alles wat hy doen voorspoedig, selfs sy veeteel vinnig aan. Maar raak nou net aan sy besittings, en kyk of hy u nie in die gesig vervloek nie. Toe sê die Here vir die Satan, alles wat hy het gee ek in jou mag oor, net aan homself mag jy nie raak nie. Die Satan het daarna van die Here af weggegaan. Dan is ons terug op aarde. En eendag, toe Job se seuns en dogters besig was om te eet en wyn te drink in hulle oudste broer se huis, kom daar 'n boodskapper by Job met die nuus. Die osse was aan die ploeg en die donkies het laans aan gewy. Toe oorval mense uit Skeba ons, hulle roof alles en maak die slawe dood. Net ek het weggekom om dit vir u te vertel. Hy was nog aan die praat. Toe kom daar nog een met die nuus. Weerlig het die kleinvee en hulle wagters doodgeslaan en verbrand. Net ek het weggekom om dit aan u te vertel. Hy was nog aan die praat. Toe kom daar nog een met die nuus. 3 groepe Galdeërs het die kamele geroof en is daarmee weg nadat hulle die slawe doodgemaak het. Net ek het weggekom om dit vir u te vertel. Hy was nog aan die praat. Toe kom daar een met die nuus. Die seuns en dogters was besig om te eet en wyn te drink in die huis van hulle oudste broer. Met eens het daar 'n sterk wind van die woestynse kant af opgekom en die huis van al 4 kante af op die kinders omgewaai. Almal is dood. Net ek het weggekom om dit vir u te vertel. Toe het Job opgestaan, sy klere geskeur, hy het sy hare afgeskeer, en daarna het hy op die grond gaan lê en gesê, ons teksverse, sonder iets het ek in die wêreld gekom, en sonder iets gaan ek daaruit. Die Here het gegee, die Here het geneem, prys die naam van die Here. Onder alles het Job nie gesondig, of God iets verwyd nie. Die eerste wat opval as 'n mens hierdie gedeelte lees is Job, wat vroom opreg lewe, wat God dien, wat die kwaad vermy. Ek meen sy hele lewe was geanker in hierdie liefdesverhouding, hierdie persoonlike verhouding wat hy met God gehad het, en daarom het hy geleef soos wat die Here van hom vra. En dan verskuif ons na heel 'n ander toneel, 'n blik op die wêreld hier agter waar ons nie kan sien nie, waar die hemelwesens almal voor God verskyn. En die Satan was ook daar. En die Here het aan hom gevra, maar waar kom hy vandaan? En hy sê, ek het die wêreld deurkruis. En die Here vra vir hom, maar my dienaar Job, het jy hom gesien? Hy is vroom, hy dien God, hy vermy die kwaad. En dan onmiddellik reageer die Satan. Hy sê, dis nie sonder rede nie. Daar's 'n rede hoekom Job hier so dien. Hy sê, hy is God se witbroodjie. Hy sê, voorspoed is sy middelnaam. Alles wat hy doen, gaan dit goed mee. Selfs sy veeteel voorspoedig aan. Hy sê, voorspoed is hierdie man se metgesel. Dis al wie saam met hom loop. En dan daag die Satan hom uit. Hy sê, maar raak nou net aan sy besittings en kyk of hy u nie in die gesig vervloek nie. Nou dit was 'n baie belangrike ding daardie tyd, 'n mense aansien en 'n mense eer. Daarom het hulle mekaar ook gegroet met vrede.
vir mekaar, met respek, met eerbied. En wat sê hy? Kyk of hy u nie in die gesig vervloek nie. En dan gee die Here Job se besittings aan die Satan oor, net aan homself mag hy nie vat nie. Wat gebeur hier? Satan ontken dat daar iets is soos 'n liefdesverhouding tussen Job en God. Hy sê dit bestaan nie. Hy sê dis 'n meganiese verhouding, omdat die Here vir Job seën, daarom leef Job soos wat die Here van hom verwag. Jy sien 'n ruiltransaksie. God seën Job en Job doen dan wat die Here van hom verwag. En op 'n dag tref die ellende vir Job soos onstuitbare golwe. Hy verloor alles. Sy besittings, sy rykdom, sy werksmag, sy werktuie, sy osse, sy kamele, sy donkies, en ook, nie een nie, al 10 sy kinders. Die ergste trauma wat ek dink 'n mens op een dag al getref het. Nou Job kon dit alles aanhoor, maar die laaste een was vir hom te veel. Hy het opgestaan, hy het sy klere geskeur, hy het sy hare afgeskeur, hy het op die grond gaan lê. Teken van rou, teken van ek is stikkend, ek is teen die aarde plat geslaan. En dan sê hy, sonder iets het ek in die wêreld gekom, en sonder iets gaan ek daaruit. Die Here het gegee, die Here het geneem, en kyk mooi wat staan daar, hy sê, en prys die naam van die Here, binne hierdie omstandighede. Nou hierdie geskiedenis leer ons 'n paar dinge. Dit kan nie. Die eerste is, die plankjas wat ons aantrek, as ons hier vandaan vertrek, julle is by my, het nie sakke nie. Niks van jou geld en jou goed, die dinge wat vir ons so belangrik is, gaan met jou saam nie. Al die rykdom wat die kinders gehad het, niks is met hulle saam nie. Al wat met jou saam gaan in die lewe is liefde en geloof. Hierdie ander dinge wat vir ons so belangrik is, hoor wat sê Jesus in die verband. Hy sê, belê eerder in jou verhouding met God. Moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak, waar mot en roes het verniel, waar diewe inbreek en het steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes het nie verniel, en waar diewe nie inbreek en het steel nie, want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Hoor jy wat leer Jesus jou? Hy niks en niemand kan jou rykdom in God steel nie. Niks en niemand kan dit van jou roof nie. Is 'n konsep wat ons moeilik hier op aarde verstaan, want ons is in een van die gevaarlikste stede in die wêreld. Soveel roof en diefstal hier in Pretoria. Nou hoe moet ons eiendom sien? Job sê, alles wat hy besit het, was 'n gawe van God. Die Here het dit vir hom gegee. En sê, die Here het dit geneem. Dis God se eiendom. Hy kan met dit maak net wat hy wil. God het reg om met sy eiendom te doen wat hy wil. Ons moet daai ding vasgryp. En daarom die vraag vanoggend. Hoe lyk jou beleggingsportefeulje? Waar lê jou bates en jou batekant? Wat so Job se verhouding aanbetref, Job het God nie aanbid, omdat die Here hom met soveel rykdom geseën het nie. Hy het God nie aanbid, omdat die Here vir hom 10 kinders gegee het nie. Job het God liefgehad vir wie God is, en nie vir wat God vir hom gedoen het nie. En daarom kan hy binne sy trauma uitroep, prys die Here, binne hierdie swaar kry, binne hierdie stikkendheid, daar waar hy op die grond lê, hy's plat geslaan. In sy nood bely hy, God is goed.
Hy kla God nie aan. Here, hy is 'n wrede God nie. Here, wat van my kinders? Here, het hy geen gevoel vir hulle nie? Nee, niks daarvan nie. Die trauma het geen negatiewe uitwerking op Job en sy verhouding met God gehad nie. En daarom die vraag vanoggend, hoekom het jy die Here lief? Het jy hom lief omdat jy verwag hy met jou seën? Hy moet jou seën met rykdom, hy moet jou besigheid steun, hy moet jou seën met werk, hy moet vir ons reën en voorspoed bring? Wat kry ons hier? Satan probeer 'n wig, kinders, 'n wig is 'n ding wat 'n skerp punt het. As jy wil iets breek of in twee deel, dan dryf jy 'n wig daarin. Satan probeer 'n wig tussen God en Job indryf. Hy probeer hulle uitmekaar kry. Hy kan dit nie vat dat Job sê God is goed nie. Hy kan dit nie vat dat Job binne hierdie nood sê prys die Here nie. Hierdie gedeelte trek vir ons 'n streep deur voorspoedsgodsdiens. Godsdiens wat sê, as jy aan die Here vashou, sal dit met jou net goed gaan. As jy werklik gelowig is, gaan geen onheil jou tref nie. As jy regtig in 'n persoonlike verhouding met die Here staan, weet voorspoed is jou middelnaam. Dit bestaan nie. Hier sien ons, mense wat God liefhet, word nie gevrywaar van beproewing, van swaar kry, van hartseer, van siekte, van dood van geliefdes, van noem maar hierdie stikkendheid van die wêreld op wat binne ons is nie. Van bankrotskap nie. Ek meen, Job het niks. Hy het zilts. Hy het daai 4 slawe wat vir hom die ellende kom vertel het. Die boodskappers en sy vrou. Ons verstaan nie altyd hoekom swaar kry hier op aarde gebeur nie. Ons verstaan nie altyd hoekom die Here dit toelaat nie. Maar weet, lyding is nie altyd gelyk aan straf op die sonde nie. As iemand swaar kry, ja, jy kan soms sien, as iemand se lewer besig is om weg te spoel van te veel drink, dan weet jy sy lyding is as gevolg daarvan dat hy drank nie onder 'n prop kan verdra nie. Nee, of hy moet 'n drink voor die kinders dit kry. Ja. Dan weet jy daar's 'n direkte oorsaak, maar moenie die aftreksom maak as iemand swaar kry te gaan sê, hoor jy moet net 'n bietjie dink in jou lewe, wat is daar fout? Hoekom straf die Here vir jou so nie? Swaar kry is nie altyd gelyk aan sonde nie. En dan die ander kant daarvan, voorspoed is nie altyd beloning vir 'n goeie lewe nie. Dit is net so. In die derde plek, ons het nie beheer oor Satan se aanvalle op ons nie. Maar waaroor ons wel beheer het, is jou reaksie daarop. Hoe jy reageer daarop. Wat doen jy daarmee? Begin jy God beskuldig? Dit gaan dan nou nie meer goed nie, Here, wat het hy nou aan my gedoen? Of hou jy aan die Here vas? Want Job het besef, hy het, ten spyte daarvan dat hy alles verloor het, het hy steeds vir God. Ten spyte daarvan dat daar niks en niemand is van daardie groot rykdom wat hy gehad het nie, hy het sy grootste rykdom, sy grootste bate, hy het vir God en hy's in 'n persoonlike liefdesverhouding met God. Daarom, in jou swaar kry, gaan soek jou troos, jou hulp, jou krag by God. Gaan loof en prys hom vir die feit dat hy jou God is, dat hy sy seun gestuur het om jou vry te koop, om jou sy kind te maak, om jou in sy huis in te neem, om jou 'n koninkryksburger te maak, dat hy deur sy gees saam met jou woon, dat jy ook die krag het om hierdie kruis wat jou opgelê is te dra, en loof en prys hom. Of dit met jou goed of sleg gaan, ryk of arm, siek of gesond, weet, God is lief vir jou. Amen.
Ons gee so 'n paar oomblikke stilte voor dit. Ons gebedskyfie asseblief, kan julle hom vir ons wys? Here, leer my om U vir die regte redes lief te hê, want dan sal ek U in alle omstandighede loof en prys. Ons gaan nou daartoe oor om die doop te bedien en ek gaan graag vir ons 'n opsomming van die formulier gee. God is 'n God van liefde wat met ons bemoeienis wil maak en ons wil red. Ons is onsself almal vuil van die sonde en kan onsself nie red nie. In die derde plek, ons kan net skoon gewasse gered word deur die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Die Vader wil vir ons sorg. Die Seun het die prys vir ons sondes aan die kruis betaal en wil ons verlosser wees. Die Heilige Gees wil in ons woon, ons lei en ons deel maak van sy kerk. Ons moet hierdie drie enige God eer en gehoorsaam met ons hele lewe. Die doop verseker ons dat God in so 'n verhouding met ons staan. En dit geld nie net van ons nie, maar ook van ons kinders wat deur ons aan God behoort. Daarom moet ons as ouers ons kinders grootmaak om hierdie drie enige God te ken, in 'n verhouding met hom te staan en elke dag as sy disipel te leef. Om nou die sakrament tot eer van die Here te bedien en te ontvang, kom ons buig vooroor in gebed. Troue Hemelse Vader, Here, baie dankie dat U aan ons die sakrament van die doop gegee het, om vir ons af te beeld, Jesus Christus het vir ons sondes gesterf. Ons bid vir klein Zenay, Here, dat U haar deur die Gees sal lei, om al hoe meer en meer te groei in bekering en geloof, in navolging van ons Here Jesus Christus. Laat sy haar kruis blymoedig dra, ons Here Jesus aanhang met opregte geloof, vaste hoop, vurige liefde, sodat sy hierdie lewe deur die getroos mag verlaat, om uiteindelik, sonder vrees vir die oordeel, voor die Seun Jesus Christus te verskyn. Lei vir Rian en Leandri, ouers wat die beloftes vandag gaan aflê, gee dat hulle in woord en daad, in voorbeeld en lering, vir hulle kinders ware disipels sal maak. Ons bid dit in die naam van die Seun Jesus Christus. Amen. Rian, Elandri, skal julle asseblief na vore kom en sommer vir Zenay saambring? Ja, bring sommer die hele gesin. Kan hulle sien wat gebeur. Rian, Elandri, dat het vir almal bekend kan wees, dat julle dit nie uit gewoonte doen nie, maar omdat die Here van ons verwag, antwoord asseblief opreg op die volgende vraag. Glo julle dat Zenay julle kind deel is van God se liefdesverbond met julle as gelowiges? Bely julle dat die leer wat in die Ou en die Nuwe Testament vervat is en die artikels van die Christelike geloof opgesom is en hier in die kerk van die Here geleer word, die ware en volkome leer van saligheid is? Glo julle dat God se beloftes vir julle en julle kinders, dat dit alles waar is? Onderneem en beloof julle om deur julle voorbeeld en julle lering, julle kinders disipels van Jesus Christus te maak. Rian, Elandri, wat is hier op julle antwoord? Goed. Zenay Piet, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Pragtig, sy glimlag selfs. Kom ons bid saam. Almagtige, barmhartige God en Vader, ons dank en loof U dat U ons en ons kinders oneindig liefhet en in 'n verhouding met ons wil lewe. Dankie dat ons op grond van die Seun Jesus Christus se bloed U kinders is. Dankie dat U deur die Heilige Gees in ons werk om dit te weet, te leef. Ons bid vir Rian Elandri, dat U hulle met wysheid en krag en liefde sal lei, om hulle kinders vir U groot te maak.
Rus hulle toe om die belofte na te kom en bly hulle daarin herinner deur die Gees in hulle. Ons bid ook vir Zenay en die ander kinders, dat hulle altyd met die Heilige Gees wil regeer, sodat hulle in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat hulle die vaderlike goedheid en barmhartigheid wat U aan hulle en ons almal bewys het, kan bely en in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester, Jesus Christus, kan lewe, moedig teen die sonde, die duiwel en sy hele ryk kan stry en oorwin, om U en die Seun Jesus Christus en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig te loof en te prys. Amen. Die orkes, julle kan na vore kom asseblief. Hier is vir Zenay 'n geskenkie wat julle vir haar kan gee, vir haar sê die dag toe sy gedoop is, sy wil hom al lees, het sy hierdie geskenk ontvang, veels geluk ook aan julle. Die eerste lied wat ons nou gaan sing, my enigste troos, die doop vir julle, daarna kan julle gaan sit terwyl ons die res sal sing. Dankie julle.
in die lig van die doop, hoor die Here se wet as ons nou hier uitstap. Kinders, wees as gelowiges en julle ouers gehoorsaam, want dit is wat die wet van God vereis. Eer jou vader en jou moeder is 'n baie belangrike gebod. En daar is nog 'n belofte by, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op aarde. Vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaning soos die Here wil. Stel jy in die harte voor God, ontvang sy seën en gaan leef so, dat jy altyd in jou liefdesverhouding aan God geborge bly, al gebeur wat in die lewe. Die Here seën en behoed jou. Die Here laat sy aangesig oor jou skyn en hy is jou genadig. Hy verhef sy aangesig oor jou en gee jou sy vrede. Vrede vir u